Hallo en welkom. My naam is Amike. Ek is 'n verpleegsuster wat my eie pad stap met PTSD. Hierdie is 'n plek waar ons dit gemaklik maak om oor die ongemaklike goed te praat. Waar eerlike gesprekke op tyd kry. Want soos koffie is die lewe nie altyd soet nie. Soms is dit bitter. Hier deel ons daai stories. So kom sit saam met ons, luister en voel. En dalk, net dalk, voel jy is nie alleen nie. Welkom by My Storie Met. Diep in my stilte hoor ek jou naam. Tussen die skeure waar my vrese slaap. As alles breek en al my kragte gaan, staan nog jy, staan nog saam. Baie dankie Marietjie en Nico. Ek waardeer dit ongelooflik baie dat julle storie vandag deel. Ek moet vir julle sê ek kyk al die storie vir 'n baie lang tyd en volg julle op TikTok al vir 'n baie lang tyd Nico se storie en ek moet vir jou sê van 'n ma se perspektief af, ek is so dankbaar vir jou en hoe jy vir hom opstaan en hoe jy net 'n ma 1000 is vir hom en ek wil net vir jou sê well done. Baie dankie. Ja, nee, as gesin staan ons maar saam. Ja. As gesin staan ons. Hoe was Nico gewees as 'n jong seun gewees? Vertel my 'n bietjie meer van hom as 'n jong seun. But baie stout. Hy sê stout. Hy was baie stout, ja. Baie stout. Maar hy was 'n woelige kind. Okay. Ek sal nie sê hy was stout nie, hy was woelig. Tot en met, ek sal sê tot so standaard 8, nee. Ja. Op die plaas gewees meeste van die tyd. Ek dink hy was 3 maande oud. Het ek hom op die plaas gaan aflaai dat hy by oupa en ouma gaan kuier. Lekker. Hy was die eerste kleinkind aan my kant en aan my man se kant. Ja. So hy was 'n plaaskind. Hy absoluut net trekker gery. Hy was 7 jaar oud. Toe ry hy saam met oupa. Hy bestuur, oupa sit langs hom. Dan ry hy van Carolina af Christiesmeer toe. Sjoe. Bestuur hy, oupa sit net langs hom. Ja. Ja, so hy was trekker gery, gestroop saam met oupa. Was meer op die plaas as by die huis. Ag, baie lekker. En vriende, wat se tipe vriende het hy gehad toe hy jonger was op die plaas? Op die plaas? Nee, hy was altyd alleen op die plaas. Daar was maar niggies en neefies gehad. Ja, niggies en neefies gehad wat saam gaan kuier het. Maar op skool, ek weet nie, op skool het jy baie vriende gehad. Ja, hy het baie vriende gehad. Tot en met so, ek dink hierso van standaard 8, standaard 9 af, die graad 10, graad 11 wat dit nou is, het dinge 'n bietjie haywire geraak, sal ek nou maar sê. Okay. Ja. Kyk, sy oupa by wie hy altyd gaan kuier het, is in 2006. Is hy vermoor op die plaas. Sjoe, dis jammer. Ja, hy is doodgeskiet en my skoonma, daai tyd is haar hand afgeskiet. Sjoe. Dit was vir Nico verskriklik geweest want dit was sy tweede huis. Ja. Eintlik sy eerste huis want hy was meer daar geweest as by ons. En hy toe die sielkundiges op kom praat het hy wou net nooit praat nie. As hulle kom dan het hy die deur toegeslat en het gesê hy het niks om te sê nie. Sjoe, heeltemal homself isoleer. Heeltemal homself geïsoleer en teruggedryf. So hoe oud was hy gewees toe sy oupa oorlede is?
2006, so met ander woorde, Nico was 9 jaar oud. Nee, 12, 12. 13. Sjoe, Ja. dit is verskriklik. Om so iemand te verloor is ongelooflik moeilik. En Ek het hy dink dit was toe vir hom, ek dink dit was vir Nico baie hard geweest. Ja. Omdat oupa was alles en Ja. ja, Ja. en Ek toe dink dit ja. en toe nou nog in 2016 toe word die plaas gevat deur grondeise. Sjoe. Kan ons ook nie teruggaan nie. Dit was 2000, maar die saak het eintlik al lank al begin, so maar dit het 'n groot impak gehad, ja. Ja, definitief. En ek dink die trauma het amper of die pyn, kom ons sê die pyn het amper half daar begin. Daai pyn van hierdie ongelooflike pyn, hoe hanteer ek hierdie pyn? Hoe deel ek met hierdie pyn? En ek dink baie keer ons kyk na dwelmverslawing as mense wat dit kies. En ek dink daar's 'n baie dieper ding agter dit. Ek dink daar's soveel pyn wat mense het wat hulle probeer 'n pleister opsit of 'n manier kry om nie daai pyn te voel nie. Nee, dis verseker. Ek glo dit absoluut. Ek het as ouer vra jouself baie vrae. Ja. Nico is nie ons enigste kind nie, ons het 'n dogter ook Mhm. en wat nooit daai pad geloop het nie. Mhm. En en ons praat altyd hierdie dinge voor Nico, want ons as gesin voel ons nie ons moet iets vir mekaar wegsteek nie. Ja. My dogter het 3 grade agter haar naam. Sy is 'n omgewings- en biologiese wetenskaplike en Sjoe. ons het vir Nico dieselfde opportunities gegee. Mhm. En ek dink net hy kon nie die seer en Ja. en daai goeie so goed hanteer nie. Onthou Tianka, skus my dogter, is 4 jaar jonger as Nico. So Okay. ek weet sy het dit nie so erg gevoel dalk Ja. en ons het haar baie meer vasgehou. Ja. Ek het nie dat sy so baie plaas toe gaan en ek dink nie dit het so groot impak op haar Ja, gehad as wat dit ja. op Nico gehad het nie. Ja. Sjoe. En Nie dat mens dit blameer, nie dat nee. mens dit blameer vir sy dwanggebruik nie, Nee. maar ek glo dit het 'n impak gehad oor 100%. sy keuses Ja, wat hy definitief. gemaak het. Definitief. Ek dink dit is so belangrik om dit te sien want ek dink daar's so stigma teenoor oor dwelmverslawing en dit is moeilik en dit is verkeerd en al daai dinge, maar ons moet vra hoekom en nie ons moet vra Presies. hoekom die pyn en nie hoekom die verslawing nie. Daar's Ja. 'n pyn agter daai verslawing. Hoe het hy Verseker, en Nico ja, Nico het ook altyd terwyl hy op sy dwelms was, het ons baie keer met hom gepraat en vir hom gesê, asseblief my kind, kan jy net asseblief, ons het alles in ons vermoë gedoen. ja, En hy het net gesê ek kan nie. Ek kan nie. ja, Geen verslaafde wil verslaaf wees nie. nee, niemand. En jy trap in 'n gat en hulle weet nie hoe om uit te kom nie. Ja, dis so waar. Veral met heroïne. Heroïne is daar's 'n 2% Sjoe, recovery op heroïne. sjoe, dis feitelik niks. Dis feitelik niks. Ja. Ek wil graag vir Presies. Nico vra, hoe voel hy nou oor wat met sy oupa gebeur het? Hoe is daai pyn nou? Voel hy beter? Is daar genesing? Hoe voel hy oor daai pyn van sy oupa se dood? Hulle selfde, hy sê selfde. Selfde. Self. Sjoe. So hoe hanteer hy nou die pyn? Wat doen hy nou om daai pyn oefen of ek sien op jou video's jy oefen baie hard. Ek is baie trots op jou. Ek dink persoonlik hy bære nog baie seer en Ja. hy hou dit hy leef daarmee saam. Mhm. Hy leef elke dag daarmee saam. Ek dink nie dit is iets wat ooit sal weggaan nie. Ja, dit is so sy pa gewees wat sy tweede pa. Ja, sy pa.
En ek dink Ja. die groot ding is ook as mens iemand verloor met soos 'n siekte byvoorbeeld soos kanker, mense het amper half hierdie ding dat dit was half God se wil gewees. Maar wanneer dit kom by 'n moord, is dit ek dink so ongelooflik moeilik om te verwerk want hoe kan mens sê dis God se wil as iemand anders daai besluit gemaak het? Dis amper ongelooflik moeilik om oor 'n moord te kom in vergelyking met 'n natuurlike dood. Ja, dit is ek sê ook baie keer onsself nog, dan dink ons by onsself. Kyk, my pa was soos die 'n rots van die hele familie. Hy sy hele lewe het hy baie hard gewerk, van niks opgebou tot wat hy op die einde op 61 jarige ouderdom gehad het. Sure. En hy was absoluut die rots gewees van die hele familie. Dan dink jy by jouself, hoekom moes dit met hom gebeur? Dis vrae wat 'n mens vra. Hoekom met hom? Ja. Ja. Sure. Waar is jy op jou genesingspad met dit dat jy self met die genesing van dit? Ja, kyk, dit was ek noem om my pa en my skoonma op my ma. Ja. Maar ek dink dit was vir Nico baie erger en vir my man baie erger gewees om want daai aand het ek die oproep gekry van my man se neef af wat gesê het daar was 'n plaasaanval en my skoonma sê sy dink my pa maak of hy dood is, want sy was in skok geweest. Ja. So ek en dan vir my was dit verskriklik geweest om dit vir my man te moet sê, wat langs my lê en slaap het. Dit was die ergste van alles. Ja, en dit is so ingebrand in jou brein in om daar te sit, jy sit en wag, my man jaag van Middelburg af Carolina toe, om te gaan kyk wat aangaan. Jy weet nie wat aangaan nie. Halfpad wat hy soontoe is, sê die polisie uit, ek eventually die polisie in die hande gekry en hulle sê net vir my, jammer mevrou, jou pa het nie gemaak nie. Nou moet ek my man bel en vir hom sê, hy moenie by die plaas inry nie, hy moet verbyry. En ek moet vir hom verduidelik, hoekom moet hy verbyry? Hy moet hospitaal toe ry, na Carolina toe, om my ma te gaan ondersteun, want my pa het nie gemaak nie. Dit is ongelooflik. Ja, dit bly in 'n mens dit sal die res van ons lewe sal ons daarmee moet saamleef, ja. Ek wil graag vra, so na die dood, het jy 'n groot verskil in Nico begin sien na watse tipe verskil het jy begin sien in hom na die dood van sy oupa? Wys dit man. Baie beklei. Hy het aggressief geraak. Baie aggressief. Hy het baie aggressief geraak en baie beklei. Jy kan sien hy raak sommer opgewonde om net dit te duidelik. Ja, Nico het die hele persoonlikheid verander. Hy het verskriklik aggressief geraak. Teenoor ander mense of teenoor homself? Teenoor ander mense. Okay. Hy was permanent in bekleierery. En toe op daai stadium, daar's jy lappie. Op daai stadium het my dogter 'n insident ook gehad hier by die laerskool, wat 'n kind haar van 'n ander kleur nou haar ook aangerand het in die skool. En hy het daarop afgekom en hy het dit heeltemal verloor. Ja, dit is maar die ja, en selfs toe op hoërskool het Nico hy was permanent in bekleierye gewees. Ek was meer in die hoofse kantoor gewees as wat ek by my huis was. En ons het hom toe uit 'n groot skool in Middelburg uitgevat en ons het hom in 'n kleiner hoërskool gesit. En daar het beter gegaan. Hulle het meer
die persoon raak gesien Jy agter was nie net 'n nommer wat nie. aangaan. Ja, maar ek moet ook sê dit het nie die aggressie weggevat nie. En ja, Die pyn in was nog daar. So die ja, aggressie sou nog ook daar wees. ja, maar hy was vir my half beter gewees in die kleiner skool as in die groot skool, waar Sure. daar 1009 kinders was hy nou in 'n skool van 600 en Ja. hy was meer nie as 'n nommer raak gesien nie, maar meer Ja. as 'n persoon. Ja. Sure. So dit was nou in die hoërskool toe. Dit was nou hoërskool. Het jy enige verwyte teenoor jouself as 'n ma om te sê ek moes miskien laat hy miskien vir terapie gegaan het of dalk het ek nie raak gesien hoeveel hy suffer nie of miskien is daar enige verwyte van jou kant af? Altyd. Ek dink nie 'n ouer gaan nie vra nie. Ek sit baie keer en dink, was dit dalk gewees omdat die kinders 4 jaar verskil, dat hulle nie naby mekaar was, dat hulle meer maats was nie, en dan dink jy, nee, ek het Janka altyd vasgehou, Janka mag nie uitgeslaap het nie. Ek het Nico, hy's 'n seun man, dit is 'n seun, hy kan mos bietjie uitgaan en hy kan, hy's 'n seun. Dinge wat met 'n dogter gebeur sal nie met hom gebeur nie. Dan dink mens moes ek hom meer vasgehou het. Ons was ook maar jonk gewees, het gepaartjie, gekuier, moes ons die kerk is net hier onderkant ons, baie keer, nou die dag selfs, toe sit ek en dink, ons het nooit, baie keer dan kuier jy op 'n Saterdag en sê vir hulle, nee, maar die kerk is net hier onder, gaan Sondagskool toe, dat jy nie saam met hulle kerk toe gaan. Ek sê nie dit het altyd gebeur, ons het baie saam met hulle kerk toe gegaan, maar jy dink aan sulke goed, jy dink aan die tye wat, ek het toevallig nou die dag in die bad gesit en dink daaraan, ek het Janka nooit laat skool toe loop nie, en Nico het altyd skool toe geloop. Ek het haar altyd gaan aflaai, hoekom het ek hom laat loop? Jy weet, daai tipe van dinge, jy voel, ja, maar hy's mos 'n seun, hy kan dit doen. Hy's okay, want dit is Hy's okay. En waar's jy op jou vergifnis vir jouself met dit? Want ek dink as ouer, niemand is perfek nie en ons almal het verwyte en sal verwyte hê, maar ek dink is ook belangrik om onsself te vergewe dat ons kan nie tyd terugdraai nie en ons kan nie verander en al vra ons al daai vrae soos wat jy nou gesê het. Dit gaan nie enigiets verander nie, maar ons moet oor onsself ook kan vergewe. Ja. Laat hy nou. Ek het hom nou nog sê, mag nie gaap nie, as hy ook gelaai het. Jy mag maar gaap, hoor. Ja, gaap. Maar, ek dink nie, mens sal ooit heeltemal jouself kan nie blameer nie. Dit sal altyd daar sit. Maar ek dink tog die Here gee vir ons aanvaarding. Verstaan jy? Ja. Aanvaarding van ons is nou in hierdie situasie. En ons gaan nie deurkom. Ja. En die Here wens goedheid op ons almal. Hy wil nie slegte goed op ons pad hê nie. Maar daar is tog 'n rede hoekom ons hier deurgaan. My dogter ook nou die dag, sy sê vir my, mamma, jy moet onthou, die Here breek jou af sodat hy jou kan opbou. Sodat jy in sy vorm gaan wees wat hy wil hê jy moet wees. Dis baie waar. En dit waardeur ons nou gaan is okay. Dis okay. Want ek wil hê Nico moet 'n vol lewe eendag weer kan lei. En ek weet hy gaan.
Ja. Ons beklei daarvoor elke liewe dag. En werk so Al wil hard hy daarvoor. Ja, en al wil hy nie elke dag nie, dan sê ek vir hom, kom my kind. Daar's Huisie. nie daar en jy probeer alles en baie mense dink ons is in hierdie posisie wat ons alles vir hom kan doen, maar alles kos baie geld. So Ja, ek sê altyd Google is your friend. Ek Ja. Google alles ja, en ons pas dit toe ja. en Nico het 'n droom gehad. Jene. Nico het 'n droom gehad waar die Here ook vir hom gesê het wat hy moet doen en ons pas dit toe. Ek glo dis elke liewe wonderlik. woord. Ja, en ek meen Nico sou nooit sy hart vir die Here gegee terwyl hy op die dwelms was nie. Ja, Die Here moes hom terugbring aarde ja, toe ja, om hom te sê, Nico, it's time. ja, En hy het sy hart vir die Here gegee die jaar net nadat hy die breinskade opgedoen het. Dit is nou die 27ste, vandag is die 24ste. Die Sjoe. 27ste is dit 2 jaar dis wat ons wonderlik. die diagnose gekry het. Ja. Sjoe. En, En dat hy sy hart gegee het aan die Here. So 'n bietjie na dit, Okay. het hy sy hart vir die Here gegee en hy het my gevra, mamma, ek wil myself laat doop, groot Sjoe. doop, en ons het hom gevat en hy is groot gedoop. Wonderlik. Ja, dit vat nog steeds nie weg dat ons is almal sondaars nie en ons Ja. maak nog steeds foute nie. Baie mense Ja. dink ja, hy het nou sy hart vir die Here gegee en hy het hom laat groot doop en hy gaan nou nie meer kwaad word nie, want kyk, hy kan vir ons kwaad word, hoor, En dis as hy frustrerend, mens kan verstaan. verskriklik. Want die groot ding is wat mense op sy TikTok, ek kom baie agter, mense op sy TikTok sal sê, ag maar hy's 'n pragtige kind. Nee, hy is nie. Hy's 'n man. Ja, Hy's 'n man. Hy word nou 33. ja, ja, In Nico se brein is dit nog steeds Nico. 100%. ja, Daar sy memory, sy hy kan dinge wat ons vergeet. Ons raak ook oud. Ek meen ek is Ja. 54 hierdie jaar, my man is 58. ja, So ons begin al op baie stadium kom Ja, dat jy ja. dinge vergeet. Maar hy vir jou sê nee, dis so en so en so. Ja. Bel daai ou en bel daai ou. Hy nee, sy geheue Sy geheue, en niks alles fout bly daarmee in. nie. En dit dra by tot die frustrasie, want hy voel ek moet nog hierdie goed kan doen, Ja. want binne myself is ek nog Nico, Ja, maar my liggaam wil nie saamwerk. ja, dis baie moeilik. Ja. Ek wil net so 'n Baie. paar stappies terugvat. So hy het begin dwelms gebruik. Op watse ouderdom was dit, Nico, wat jy begin of vir die eerste keer dwelms gebruik het? 17. 17. Ja. En ek wil vir jou vra, Ja. onthou jy Ja, die gevoel wat dit vir jou gegee het, daai eerste keer wat jy gebruik het? En watse woord sou jy gebruik om daai gevoel te beskryf? Kan jy nie. Lekker. Nou, dis wat hy vir ons sê, en dis wat ek wil vir almal sê, Nico sê dwelms is baie lekker. Dis Ja. hoekom hulle dit nie los nie. Ja. Dis baie lekker. En jy voel niks. So al daai pyn is weg. Al daai pyn is weg. Jy vergeet van jou oupa se dood. Jy vergeet van al daai goeters. Dit is 'n manier om weg te kom van hierdie pyn wat jy mee moet sukkel. So dit is nie dis lekker want jy dra nie meer daai pyn nie. Dit is die lekker. Ja, absoluut. Absoluut. Hoe het jy toe agtergekom dat iets is nou nie reg nie? My kind is nou op dwelms. Hoe daai pad gestap? Ons was weg gewees vir 'n naweek. En my maat het op daai stadium by ons ingebly. En ek het haar gevra om na die kinders te kyk. Nico het my toe gebel en gevra of hy maats kan oorbring. En ek het gevoel dis reg. My ma is mos hier om 'n oogie te hou, Ja. 100%. Toe ons terugkom, toe sê my ma vir my, Milkie, ek het iets baie snaaks geryk
in die huis toe sy maatsie was en Nico se oë het vir haar wild gelyk. En ons het hom gekonfronteer daaroor en hy het gesê, ja, so en so, ek wil nie name noem nie, het 'n dag gerook in die huis. Okay. Toe was ons, nee, skus. Hy het, nee, laat ek net 'n stappie terugvat. Daai stadium het julle gesê, julle het Habli gerook. Habli, gerook. Jy moet onthou, dit is nou al 14 jaar terug, so mens moet, jy moet al hierdie goeters weer opdiep. Ja. En ons het eintlik, wat ons regtig besef het, daar is 'n probleem, is na skool. Toe hy, sy eerste jaar van apprenticeship. Nico het in 'n program 'n plek gekry waar Semancore jong ouetjies van standaard 9 af oplei in hulle ambag. En hy het gekwalifiseer vir die program en so hy het al van standaard 9 af, hulle is in 'n gewone skool, maar na skool dan begin hulle met die program van 'n ambag. En toe na skool, toe hulle nou voltyds daar is, het ons, dit is as ek nou moet terugdink, gaan ek vir jou jok, as ek vir jou presies sê op wat se stadium ons het agtergekom het. Maar nee, die tekens was daar en ons het soos in voelietjies en goedjies in sy kamer gekry en pypietjies en Ek wil graag weet, wat 'n gevoel was dit gewees vir jou as ma om te besef, ons het nou 'n probleem, my kind het 'n probleem. Wat gaan deur jou kop as 'n ma in daai tyd? Jy gaan nou dalk vir my lag nie, maar op daai stadium het ons gedink ons het nie 'n probleem nie. Ons weet niks van dwelms af nie. Jy weet niks van dwelms af nie. En Nico spuit nie. Hy het dit nooit ingespuit nie. Tot en met vandag het Nico nooit gespuit nie. Hy het dit gerook. Hy het die heroïne op 'n folie gesit en dan sit hy die lighter onder en dan daai walms het hulle gerook. En ons dink, jy dink by jouself, dankie tog hy spuit nie. Min wetend. Min wetend, hierdie is net so gevaarlik indien nie gevaarliker nie. Ja, so ons het, toe ons na agterkom, nee, maar nou jou kind verloor gewig. Hy tree anderste op, hy vermy jou, dan begin jy agterkom, nou het ons 'n probleem. Maar nog steeds, dan dink jy by jouself, maar hy spyt nie. Hy gaan dit mos kan vinnig los. Dis amper al 'n vertroosting, is amper al soos, dis nie so erg soos wat dit is. Dis erg, maar dis nie so erg nie dat hy spyt nie. Jy weet, as die boodskap wat daar moet uitgaan, hierdie enige dwelm is lewensgevaarlik. Moenie jouself troos en vir jouself 'n kussentjie onder jou sit en vir jou sê, nee, ons land saggies, want hy rook dit nie, hy spyt niks nie. Dis baie waar. Nee, dit is, ons was leuke gewees. Ons het, niemand in ons familie het dit ooit gebruik nie. Ons het hom gevat vir implantings toe op 'n stadium, ons het hom gevat vir grootste fout wat ons gemaak het, ons het eintlik begin met methadone. Methadone is net 'n replacement vir heroïne. Dit gee hulle presies dieselfde effek. Methadone kan ook hierdie breinskade veroorsaak. Dit is crazy. En op 'n stadium aan die einde het Nico heroïne en methadone gebruik, want ons dink, ons haal hom nou af. Ons gee vir hom methadone, maar ons weet nie, hy gebruik die heroïne ook nog steeds nie. Dis terrible. So, hoe lank het dit toe aangegaan, as dit nou van begin tot waar alles geëindig het, hoe lang tydperk was dit gewees?
12 jaar wat Nico 12 verslaaf jaar, was. 12 Ek jaar. moet ook vir jou sê, ja, Nico was op 'n stadium, Nico was nooit die laaste, sal ek sê, 4 jaar was baie erg geweest van die 12 jaar. Die eerste 8 jaar sou Nico gebruik, dan kry jy hom skoon vir 3 maande, dan begin hy weer gebruik, dan kry hy hom skoon vir die langste wat hy skoon was 'n jaar. Ja. Sure, dis lank. Ja. Dan is hy mooi, vet en gesond en jy kan sien jou kind is reg. Ja. Daar's nie fout nie. Kyk, Nico het baie goeie werke ook gehad. Ja. Baie goeie werke. Hy's baie slim. Sure. Hy het op die grootste CNC masjien in Suid-Afrika gewerk. Sure. Well done. Ja, so en dan toe die laaste 4 jaar, ja, die laaste 4 jaar het dit baie afdraande gegaan, dat jy kan sien, nou word my kind, maar hy lyk nie meer soos Nico nie. En ja, die laaste 6 maande sal ek sê, toe sy verloofde hom ook los, toe gaan dit haywire. Toe dit net nog pyn. Ja. Ja, toe verloor hy sy werk. Sure. Hy kry 'n ander werk. Hy verloor daai, hy loop sommer net daar weg. En die dwelmhandelaars betaal hom nou om vir hulle goed aan te ry. Betaal hulle hom met dwelms. Ja. Toe is dit verby. Toe is dit heeltemal. Sure. Ja. Ek wil jou graag vra as 'n ma. Is dit daar's twee maniere wat dit kan gaan. You have to be cruel to be kind, of hoe sou jy vir ander ouers of ma's en pa's wat dwelmverslaafde kinders of familielede het, hoe hanteer jy hulle in daai, ek wil amper sê, piek van hulle verslawing, daai tyd wat hulle niks met julle te doen wil hê nie, hulle steel en jy weet doen al daai goed om daai dwelms te kry. As ouer, wat doen mens as ouer? Ja, Nico het nooit by ons gesteel nie. Okay. Nico het sy dwelmverslawing self onderhou. Maar ons was so gewees dat ons hom nie in ons huis wou toelaat of in ons garage wou toelaat nie, met die vrees dat hy iets gaan vat. Ons het my man het op 'n stadium, dit was verskriklik in die huis gewees, want ek kon nie dit aanvaar dat my kind is besig om homself so seer te maak nie, en ek het die hele tyd met hom beklei, die hele tyd, asseblief, hou op. Dit het so erg geraak dat hy eendag hy het 'n toastbroodjie gemaak in die kombuis, en ek het toe nou net die kombuis skoon gemaak, en ek sê vir hom, maar Nico, laat ek vir jou, hoekom wil jy nou die toaster vuil maak? Want ons het een van daai industriële toaster, en ek het so kwaad geword vir hom, en ek het dit was konstante beklei en geskree in die huis, want jy voel magteloos, en hy het so kwaad geword vir my, die mes waarmee hy sy broodjies gesny het hy gevat en het hom so na my toe gegooi. Sure. En ek dink hy wil my gooi nie, hy wil hom in die wasbak gooi, sit stil. Hy wil hom in die wasbak gooi, en ja, hy kon my raak gegooi het, en toe sê my man net, dit kan nie so aanhou nie, maar ons het ook gesê, ons sal nooit toelaat dat Nico op straat beland nie, nooit. Ons het, my man het 'n houthuis gebou, dis nie 'n Wendy huis nie, dis 'n houthuis voor in ons erf gebou, dat hy in ons erf kan bly, maar hy kan nie in die huis inkom nie, maar dan weet ons hy is hier. Ja. En ons het elke dag van kos gevat, ons het op 'n stadium, die groot probleem was met Nico is, hy het geld gehad, en hy het 'n voertuig gehad. Ja. So op 'n stadium is hy in 'n wal, 'n sloot in met sy voertuig, en toe het hy nie meer 'n kar nie,
Maar dan sal die dwelmverslaafdes nog steeds dit oor die muur gooi na hom toe. In die oggend as jy uitstap, dan sien jy net hier lê die pakkies. Ek het dit een keer het ek dit gewaag om dit by die toilet af te spoel en hy was verskriklik kwaad vir my. Sure. Ons het hom al in die huis toegesluit, dan spring hy oor die mure, 6 voet mure. So vir my om te vra wat se raad ek ouers kan gee, as ek raad gehad het, om hom af te kry van dwelms af, het my kind nie breinskade opgedoen nie. Sure. Daarvoor is daar terapeute en rehabilitasiesentrums. Ek glo ons moes net deurgedruk het, ons moes Nico, ons het 'n hofbevel kry, ons het ons prokureur gaan sien en dit was 'n jaar voor Nico breinskade opgedoen het en dit was in Augustus, die Mei het hy breinskade opgedoen. En ons het toestem Nico in. Onthou hulle dwelmverslaafdes manipuleer. 100%. Verskriklik. Ja. En hy het gesê, los die hofbevel, ek sal uit my eie uitgaan. En ons het hom Bread of Life toe, ons het toe die hofbevel gelos. Ons het hom Bread of Life toe gevat en hy was 2 weke daar. Toe bel sy fasiliteerder my en sê, want hulle mag nie jou 'n maand, okay. Ja. Maar hy was 2 weke daar, toe bel die fasiliteerder my, toe sê hy vir my, want Nico kan elektriese heining, ons het 'n elektriese besigheid, Nico kan elektriese heininge regmaak, hy het die kwalifikasie vir dit ook, en hulle vra toe ons met sy elektriese heining gereedskap stuur, sodat hy hulle daar kan help. Dit is deel van hulle werk terwyl hulle berading ontvang en hy soek sy horlosie of ek dit kan stuur. Hy mag glad nie met onsself gepraat het. Ek het dit toe vir hom gestuur en net nadat hy dit gekry het, ek dink 3 dae, 4 dae daarna, toe bel hulle my. Toe sê hulle Nico het weggeloop. Want ek het nie gedink die horlosie wat ek vir hom stuur het 'n kompas in. Wow. En hy die elektriese heining gereedskap het hy gebruik om die elektriese heininge uit te brug. Sjoe. Sodat hy kan Baie uitkom. slim, né? Nie net slim nie, baie Ja, slim. baie slim. Nee, Dis hy daar ongelooflik, by Einstein. Dis hy daar by Sabie in die berge en op 'n stadium, ek dink hy sê hy het bang geraak want dit was kraanse en goeters, toe loop hy pad toe en na 2 dae toe kry hulle hom. Sjoe. Toe bel hulle ons eers en toe sê hulle ons moet deurkom. En ons Sjoe. het alles in ons vermoë gedoen om hom daar te hou. En maar ons kon nie, want hy was 'n volwassene en Ja. ons het nie die hofbevel deurgevoer nie. Sjoe. Ek wil graag vir Ja, Nico ja. vra, het jy jouself vergewe al vir wat jy gedoen het en wat gebeur het? Het jy al jouself vergewe? Nee. Dink Hoekom jy? nie? Jy kon 'n beter lewe. Hy sê hy kon 'n beter lewe gehad het. Ja. Maar jy kan nog steeds daai lewe hê. Daai hoop is nie verby nie. Dis net 'n moeiliker pad. Daai hoop is nog steeds Ja. daar. Ja, die pad is net baie lank. Ja. Ek wil graag praat oor die breinskade en die aand wat dit alles gebeur het. Kan jy vir my 'n klein bietjie vertel van daai aand? Dit was nie eintlik 'n aand nie. Ons het Okay. vir 'n rukkie, nadat hy sy kar in die sloot ingery het, toe weet die vrou, Nico kan nie ry nie. En toe kom ons agter maar hy loop snaaks en hy
hy praat slurry, weet, asof hy, en nou dink jy die hele tyd hy's gerook. Hy's weer op die dwelms. Maar nou verstaan ons nie waar ons dit kry, waar hy dit kry nie. Want ons loop in die oggende uit en ons gaan kyk en hier's kameras reg rondom die huis. Niks gebeur nie. So hoe kom dit in? So ons verstaan nou nie. En sy pa sê toe vir my, kom ons gaan sit buite op die tuinstel en ons vra dat hy met ons kom praat. Bietjie by ons sit en gesels. Want jy kom op 'n stadium wat jy voel, wat kan ons nou nog doen? Dis half asof jy vat sy kos vir hom, maak seker hy's okay, maar basies jy onttrek jouself want dis bitter seer om jou kind so te sien. En toe hy by ons kom sit en gesels en toe vra ek vir hom, sy pa het vir hom gevra, Nico, wil jy dokter toe gaan? Toe sê hy, ja. Toe sê ek, okay, maar Nico, kan ek jou eers toets? Nou, oor die jare het ons ook nou geleer, jy kan nie met hulle 'n urinetoets doen nie. Want hulle verneek hulle vat ouros, hulle kry iemand anders se pee. Ek kan nie vir jou sê hoeveel keer ons vir hom sê kom pee, wat hy bottels en bottels urine van iemand anders wegsteek, wat hulle gebruik nie. Ja. En dan vat hulle pypies, dat jy dink hy pee, sy pa staan agter hom, hoor hy pee, maar dit is nie sy urine nie. En toe het ons op 'n ding afgekom wat jy mondswaps kry. En ek het hom gevra, kan ek jou toets? En hy het vir my gesê ja. En ek het die mondswap gedoen en hy toets skoon. Maar wat gaan nou aan? Ja, dis nou vreemd. Ja. En ek vra toe vir hom, kom in die huis in en kom sit by mamma. En hy het by my kom sit en hy het met my gesels wat hy, as hulle op dwelms is, vir my hulle ja. Dus dit weer vir my snaaks, iets is nie lekker nie. Hy toets skoon, hy kom sit by my en gesels, want jy het nog steeds uit twyfel, is hierdie toets nou regtig reg, want oor die jare het ons hierdie toetse gedoen, jy bid vir daai tweede streepie, want jou kontrolstreepie wys daar, nou met die ander streepie kom, jy partykeer, jy staan daai streep, daai ding so en kyk, nee, en jy wag, al is hy 'n skadubeetjie. Ja, jy wag vir daai streepie om te wys hy's negatief, en hierdie ding wys 100% negatief. En ek het my dokter gebel, en ek het hom gevra, kan ek jou kom sien, hy die 'n groot gedeelte van Nico se verslawing het hy hierdie pad saam met ons gestap. En gedink, dalk moet ons dit doen, dalk moet ons dat doen. En toe sê hy, toe hy het Nico ondersoek, en hy het vir my gesê, nee, hy dink ons moet 'n CT-scan doen. Dit was die Dinsdag. En ons by Middelburg is die CT-scan toe onder konstruksie, op maintenance, en ek sê toe vir my dogter sê, nee mamma, ons gaan nie wag tot donderdag toe nie, kom ons ry Witbank toe, bel Cosmos en hoor of hulle hom nou kan help. En ek en sy het gery, en daai Dinsdag, wat ook die dokter gesien het, dadelik weer gery, en my dogter en hy ek het gesê hulle met kar toe stap, sy moet saam met hom stap, want hy is maar onvas op die voete, en ek het gewag vir die verslag, en ek het die verslag gekry, en ek het hom by radiologie oopgemaak, en ek het net gesien, seveer. En jy sien hierdie groot name, jy het nie 'n klou idee wat dit gaan, En ek het maar hierdie woord seveer steek in jou kop vas. En ek het die een woord het ek gegoogel, terwyl ek daar gesit het, en ek het my foon doodgedruk. En ek het, want dit het dadelik iets gewys van, iets van the white matter, en ek verstaan dit nie lekker nie, maar ek weet daar seveer. En ek het vir ons dokter gebel, en ek het vir hom, hy sê, WhatsApp gou vir my die verslag, hom ge-WhatsApp, en hy het my teruggebel, en hy het gesê, Markie, is nie goed nie, ons moet Nico by 'n neuroloog kry. Ja, en ons het die volgende week, of het was in daai week, dit is, daai tyd was nie baie lekker tyd nie, en ons het by die neuroloog gekom, en hy het gesê, hy is verbaas, Nico loop daarin, dat hy nie met 'n rolstoel aangaan nie.
En ja, hy het toe nou gesê, ja, ons moet onthou, daai tyd het Nico nie medies gehad nie. Daai trippie na die neuroloog toe het al die ons onkoste. R30.000 gekos. Sjoe. Ja. Net sy bloedtoetse wat hulle moes doen was 20.000 en dan moes die neuroloog nog en dan het hulle hom steroid drips gegee en goeters, maar in elk geval toe sê hulle vir ons moet ons regmaak daarvoor dat die leukemie-encephalopathie kan nog vir 18 maande progress. Okay. Nico het nog geloop, hy het homself gebad, alles. Augustus, die 10de Augustus, dit was my maand. Die 27ste Mei het ons die neuroloog gesien. Die 10de Augustus. Jy moet onthou, ons is deur 12 jaar, baie keer, deur onttrekking. Ja. Baie. Dit gebeur 4 dae, 5 dae nadat jy stop met heroïne. Ja. Nou wag ons vir onttrekking, dit gebeur nie. Dit gebeur nie. Hy kry nie onttrekking nie. 6 maande nadat hy opgehou het met die dwelms. Mei, Junie, Julie, Augustus, ekskuus, 3 maande nadat hy opgehou het met die dwelms, kry hy die lyfhoofdrol. Vir 10 dae aan mekaar dat ons, ek weet nie of jy die video's gekyk het op sy TikTok nie, waar ons hom pas moes druk op 'n bed. Ons het my man het so dik swart spons aan die kant gesit want hy sou opvlieg en sy kop teen die muur staan. Ons het meer as een aand dat ons met hom met toe jaag, wat hulle hom moet inspuit. Dan kom ons net by die huis en kry hy weer fit. Dan jaag ons terug dat ons waar die ambulanse is, dat ons daarin jaag, dat die dokter uitkom en hom binne in die kar spuit. Ja. Net om hom, hulle kan doodgaan van onttrekking. Ja, ja. En hy het verskriklik onttrekking gekry. Na daai 10 dae, toe kan Nico nie meer loop nie. En sy hand-oog-koördinasie, alles is toe uit. Alles is toe uit. Sy spraak was nog daar, wat jy kon hoor, maar ja, die hand, die loop, alles was toe, nou verby. En Nico, vir jou, onthou jy die dag wat jy probeer opstaan en jou bene werk net nie meer nie, onthou jy daai dag? Ja. Dit was seker ongelooflik moeilik om nou, jy dink alles is okay, na die 10 dae, alles gaan nou right wees, ek is nou skoon, en dan is dit eintlik 'n terugslag en jy kan nie opstaan nie. Ek dink dit was vir Nico baie erg, want Nico was altyd 'n busybody, soos wat ek vroeër vir jou gesê het, 'n besige. Hy was altyd besig. Ja. As hy van die dwelms af was en hy was by ons, dan sal hy ons bel en sê, wat doen ons vandag? Kom ons gaan damp toe met die boot, kom ons doen dit, kom ons doen dit. Ag, lekker. En nou is hy al vir amper 2 jaar vasgevang. Ja. En ja, dit is, ek dink dit is vir hom die moeilikste. Ja. Maar na die, wat ek nou wil vertel, na die 18 maande, toe ewe skielik toe stop, en dit het, vir 18 maande, slowly but steadily downhill. En laas jaar, November, mama ja, net opper, okay, maar hoe gaan ek nou dit doen? Skus. Dis okay. Ek wil hom net so bietjie help. Dis maar net hierdie. Dis man, ek ben net. Hy wil 'n bietjie op. Ek op. Ja, ek het eintlik nou, nee, moenie agter toe gaan nie asseblief nie. Ja, ons is eintlik altyd 2 om dit te doen. Want hy is maar bietjie swaar. Ja, 1, 2, 3. Beter. Hy sien jou maar nie so sterk vrou.
Ry terug met jou kop. Ek gaan nou daar insit. Skus, ek net sy voetstoeltjie Nee, insit. vat jou tyd. En jy net so sit. En jy net so sit. Okay. Jy lyk nou lekker gemaklik. Ja, dit is nou gemaklik. Reg. So. Sit vir mamma. Voel. Reg. Okay. Ja, so so vir 18 maande het dit absoluut downhill gegaan. En laas jaar November, toe kom ons agter. Hier begin nou dinge gebeur. Sure. Ja. Nou raak en hulle het vir ons gesê, wel al die toetse, al die navorsing wat oor toxic induced leukoencephalopathy gedoen is, is daar maar ek wil dit nie eintlik eers sê nie, want dis nie van toepassing op Nico nie, maar ja, die kanse vir herstel is nie groot nie, maar daar is wel uit die studie wat hulle gedoen het van 52 mense het die meeste 80% in die eerste 2 jaar is hulle oorlede, want hulle asemhaling en daai goeters word maar aangetast, en dan 12 uit die 52 het 8 uit die 52 het dieselfde gebly en 4 het verbeter. Sure. En Nico is een van die 4. Hy sal een van die 4 wees. Hy sal. Ja, ons kan klaar sien. Ek kyk die video's, ek sien hoe lig hy op en hy's so in die swembad en hy's baie, daar's groot vordering, verseker groot vordering. Ek dink ook is hy wat homself net besluit het, nou druk ek myself. Kyk, die frustrasie is hy as ons 'n ding nie probeer doen, en nie begin doen, dan die eerste keer wat hy 'n ding doen, is nie goed nie, dan sê ek altyd vir hom, onthou net, die eerste keer gaan nie goed wees nie, maar hoe meer jy dit doen, gaan jou brein onthou. En dan, en hy kan maar saamstem, het raak elke keer beter en beter. Die eerste keer toe hy self probeer eet het, was verskriklik. Dis hierdie groot hap en nou gaan dit, die gewrig werk nou, hy hoef nie meer die arm op te lig nie. Dit is soveel verbetering in so kort tydjie al. Ek kan net dink dat daar nog meer en meer verbetering gaan wees met sy deursettingsvermoë ook. En al is dit hoe moeilik om net deur te druk elke dag en 'n rede te hê om deur te druk. Ek dink dis die belangrikste. Ek wil gaan En dit is nie dit is nie maklik nie, ons weet. Dit weet ons, dit is nie maklik. Maar jy's ongelooflik, ek wil vir jou sê, dit is ongelooflik hoe hard jy werk, en wat jy doen is regtig, maar dit is amazing. Dis regtig. Ek wil vir jou sê, ek is ongelooflik trots op jou, en hoe hard jy werk elke dag. Ja, en ek sê ook vir hom altyd, die inspirasie wat hy ander mense gee. Verskriklik. Op sy TikTok, is net om aan te hou beklei. Ek kan nie vir jou sê hoeveel DM's ons skryf, van mense wat, meisiekie het my nou dag gesê, ek het al van die begin af, het ek maar, baie van die mense wat op dwelms is, wil nie hulle naam daar buite sit nie. En, maar ek het haar op DM gehelp en sy het my nou die dag laat weet, Tanya, ek is vandag 4 maande skoon, ek was in rehab, en dit maak Nico sy TikTok en hierdie openlikheid wat by ons daar uitgee, maak dit die moeite werd. Dis wonderlik. En dan, net om, 'n ander ouetjie het weer vir ons gesê, Tanya, as ek ooit gedink het, ek is nou, wat was hy, standaard 8 of iets. Toe sê hy, ja, Tanya, as ek ooit gedink het om dwelms te gebruik, het Nico my gewaarsku daarteen. Ek wil net vir Tanya sê, dankie. Ja, jy kry ook maar die negatiewe. Ek sit vanoggend, ek sê vir my man, kyk hierdie boodskap en ek hoop
Maar ek weet, Werner, wat hy het sy naam daar uitgesit, hy het, dis 'n comment wat almal kan lees, het hy gesê, die dag, ek mag met jou nog eens vertel nie, hy het gesê, die dag as Nico loop, sonder bande en rame, maak hy 'n video waar hy sy hart vir Jesus gee, want hy wil sien of hierdie wonderlike entiteit basies bestaan. En ja, dit is ons beproef nie die Here nie. Ons het die Here het nie Nico gesit daar waar hy is nie. Maar dit was nie nodig nie. Dit was nie nodig nee, om so iets te gaan skryf op dit is onnodig. Op 'n blad nie, ja. Nee. Maar dit maak nie saak nie, ek wat ek sê, ek delete nie comments nie, ons vat elke een en jy bid vir Werner, dit is wat ons goed, ek het vanoggend in die bad gesit toe ek die comment lees, en ek het gebid. Ja, dis wat ons moet doen. Ek wil graag vir jou vra, Nico, hoe voel dit om mense te inspireer? Ek bedoel, ek dink jou droom was om te werk en nou is jy iemand wat ander mense inspireer. Hoe voel dit vir jou? Wat is die gevoel? Lekker, hy sê lekker. Lekker. Weet jy wat 'n verskil jy in soveel mense se lewens maak? Besef jy? Ek dink hy besef altyd nie, want hy werk so hard dat ek nie altyd vir hom alles lees wat op sy telefoon aangaan nie. Maar ek het hom gesê eendag gaan jy besef. Wat het jy gedoen? En ek dink dit is belangrik om daai hoop te hou, om daai hoop te hou vir elke dag. Kyk hierdie boodskap, kyk hierdie persoon wat jy aangeraak het. Kyk, vir my, ek haal my hoed af vir jou, ek kan nie eens om die blok een keer loop nie, dan is ek moeg. So, wat jy doen is ongelooflik. Dis regtig ongelooflik. Ja, nee, ek stem. Ons is baie trots op hom. As hy 'n party daar is, daar net nie lus nie. Ons is almal mens. Ek wil net en sê, maar ek moet. Weet Nico is op geen medikasie nie. Hy was op antidepressante gewees en toe kry hy nog onttrekking van dit ook af toe ons dit hom afhaal daarna. So ja, hy gebruik alles wat hy nou gebruik is natuurlike produkte. Hy gebruik 'n release sponsor hom, so hulle stuur vir hom elke maand sy stroopie en is maar net 'n dingetjie om hom kalm te maak en 'n bietjie te help met die breinfunksie. Dis alles is net normaal natuurlike goed en dit is eintlik die pad wat ons wou gehad het. Want alles wat ons is nou so bang met Nico se jy kan nie glo nie in die begin wou ons eers Nico se kop in die son laat lê nie. So versigtig. Dat jy so versigtig was. Hy het net stamp net sy kop, dan jaag ons met hom, ons is in Middelburg, dan jaag ons met hom Midstream toe, wat ons vertrou Midstream. Toe gaan vir ons 'n CT scan, asseblief, kyk net of alles nog oké is. Dis die paranoia wat jy daar agter het. In sy kamer is daar 'n speaker en daar's 'n kamera. Baie aande, as hy bietjie hoeserig of iets is, dan lê ek met my foon op sy kamera ingelog. Ek het gesien die arm, die arm wat beweeg het ook. Wat werk, dis wonderlik, dis absoluut wonderlik. Nou, in die oggend, hy skuif homself, want die sonnetjie skyn so lekker in sy kamer en dan as Primrose inkom, en sy gooi hom nou oop om gou reg te kry, want hy loop ons nou op, ek en Primrose aan die een kant, dan kry sy hom gou reg, dan skuifel hy tot teen die venster, dat die son hom nou mooi kan vang. Dit is nou lekkerder as dit. Dit klink vir my soos 'n wonderlike oggend, om net in daai sonnetjie te kan sit, met 'n lekker koppie koffie, dit klink baie lekker. Ek wil net vir 'n laaste vraag vra vir julle albei. Ek dink dit is 'n belangrike vraag. Dink julle ooit aan die dood? Want ek weet hoop is baie belangrik en ons bid vir genesing. Maar dood is ook 'n realiteit vir ons almal. Dink julle ooit daaraan?
Ek weet dat hierdie siekte nie Nico se dood gaan veroorsaak nie. Ja, hy het al verstik wat ek hom, ek sê mos hy skuld my sy lewe, want ek het al om 3 keer wat ek die Heimlich manoeuvre moes doen wat hy verstik het. En hy was, ek het gesien op sy TikTok ook dat hy was vir 'n baie groot longoperasie waar hy verstik het, waar 'n stuk in die long beland het. En hy was vir 'n 4 uur operasie en 3 dae in ICU. Maar ja, hy verstik nie nou meer nie, want ons is baie versigtig. Ons maak maar eerder sy kos fyn. Ek weet hierdie gaan nie Nico se lewe vat nie. Ek weet dit vir 'n feit, hy gaan 'n vol lewe hê. Dis 'n belofte wat die Here aan hom gemaak het en aan my. Ek weet hy gaan gesond word. Wanneer dit gaan gebeur, maak nie saak nie, maar hy gaan gesond word. Maar as jy praat van of ek dink aan die dood, ja, veral vir my sy pa. Wat baie ouer is en ek is bang Nico is nog nie heeltemal gesond voordat dit met een van ons gebeur nie. Verstaan jy? Wat my wie gaan aan Nico kyk? Die fondse is daar om vir Nico te kyk vir die res van sy lewe. Maar is sy pa nie. Hy is afhanklik van ons. Ek gaan kuier net vir 'n dag vir sy sussie dan as ek terugkom op. Ek kan sommer sien in sy gesig daar. Nee. Dan sê hy gemis, dan sê hy Jy moet volgende keer die vinger net bietjie groter maak. Dat sy net bietjie meer spesiaal voel. Ja. Ek vra ek kan bly maar ons is baie lief vir mekaar. Ja, ek kan dit sien en ek wil vir julle albei sê continue what you're doing en hou aan video's maak en ek kan nie wag om die vordering te sien nie. Ek is so opgewonde vir julle vir die toekoms en miskien eendag Nico kom sit jy's alleen hierso en praat met my en ons kan daaroor gesels en ek kan nie wag nie. Ek sien so uit as ek kyk na sy vordering en dit maak my ongelooflik bly. So baie dankie vir julle. Baie dankie vir jou dat jy ons ook help om die boodskap uit te kry. Dat daar hoop is. Ja, dis die belangrikste. Daar's hoop. Ek vra altyd my gaste 'n laaste vraag, dan vra ek altyd as daar een soos 'n phrase of 'n sê ding of iets is wat jy vir iemand anders kan of vra om dit toe te pas aan hulle in hulle lewe om die lewe net 'n mooier plek te maak. Wat sou daai phrase of sê ding of motto wees wat jy vir iemand anders graag sou leer? Wat is jou leer? Sê weer? Nico sê leef voluit. Ja. Maar myne is faith without borders. Sure, dis pragtig. Faith without borders. Sure. Ons moet glo sonder perke. Ja. Daar's nie perke nie. Daar is nie. Nie by ons hemelse Vader nie. Nee. Dit is waar. En ek dink wie wat sê. Nico gaan nog eendag daarvan getuig. Hy gaan nog eendag daarvan getuig en dit gaan wonderlik wees. Ja. Baie dankie. Ek waardeer julle tyd ongelooflik baie en ek wil Maritjie vir jou ook sê, ek is self 'n ma en ek kan net opkyk na jou en wat jy vir jou seun doen. Dit is dit maak my emosioneel net om aan te dink, maar jy's 'n ongelooflike ma en ek wil vir jou sê partykeer moet jy die sterk ene wees en you have to take the punches. Maar jy is 'n wonderlike ma.
Baie dankie. Ek sê partykeer fisies, want hy sy hand-oog-koördinasie is nie lekker. Dit raak nou beter hoor. So nou moet jy begin koes. Ja, ons kan baie mooi koes ek en ons. Ja, maar ek glo elke ouer sal sy laaste pinkie nagee om vir ons kinders 'n beter lewe te hê. Ja. Sjoe, dis baie special. Julle baie dankie. Ek kan nie genoeg dankie sê nie. So baie dankie en ons gesels weer. Baie dankie. Dis nou sy tyd om te leef. Ja. 100%. Na hierdie gaan hy 'n regte lewe hê. Ja. 'n Goeie lewe hê. Ja. En dan kan jy vir jouself sê leef voluit, né? Nee? Jou eie gesegde, jou eie wat jy wil doen. Baba, julle baie dankie. Ek waardeer dit ongelooflik baie. Bye en ons praat weer. Baie dankie. Staan nog jy? Staan nog saam?